Baie dankie. I trust in God. Halleluja, baie dankie. Baie dankie. Wie's opgewonde oor sy woord? Halleluja. Wie's opgewonde oor die God? Yes, Lord. 2,5 maande gelede, toe sê 'n ortopeed vir my, en 'n baie dierbare mens, 'n baie dierbare Jood, sê vir my, Alwyn, jy moet hierdie operasie kry, anders gaan jy gaan nie die gebruik in jou arm weer hê nie. En my skoonsister, my broer se vrou bel my, sy sê vir my, Alwyn, ek voel onrustig oor daai operasie, ek wil nie met daai operasie vat nie, maar toe het sy net bevestig wat die Here in my gees gesit het, en ek sê vir die ortopeed, net om 'n lang storie kort te maak, ek sê vir hom, dokter, ek ervaar in my hart, my God gaan my genees. En ek gaan nie die operasie vat nie. En hy sê vir my, Alwyn, dis jou keuse, maar ek sê jou net, jy gaan nie hierdie arm van jou weer kan gebruik nie. En ek sê vir hom, dokter, kan ek jou iets vra? Glo jy in God? Hy sê vir my, nee, ek glo in die wetenskap. Ek sê vir hom, nou as ek in 3 maande na jou toe terugkom en my arm werk, sal jy glo in my God. Toe sê hy vir my, laat ons maar weer daaroor praat. So ek moet nou oor 3 maande, moet ek nou weer met hom gaan praat. En vir hom wys, die arm wat hy gesê het, ek nooit weer voor God sal opsteek nie, steek ek voor hom op. En ek loof en eer die wonderbare naam van die Here. Die Here, kom al die lof en eer en aanbidding toe. Loof die Here. Ek praat met u vanmôre oor God openbarings, is God se krag in werking in ons. God's revelations. Want daar's iets wat u moet verstaan oor die woord van die Here. Die woord van die Here in Logos is geskrewe woorde wat as die Gees van God nie daaroor blaas nie die betekenis het as wanneer dit rema word nie. Wanneer dit openbarings vir u word nie. En nou baie mense lees die woord en is vir hulle bly vir hulle Logos, so hulle kry nooit die openbarings van God se woord nie, en dan kan hulle nie verstaan hoekom hulle nie in die oorwinnings van God beweeg nie. So, jy moet die woord van die Here lees met die Heilige Gees, soek lig wat vir jou revelation gee. En wanneer jy revelation kry, begin dit jou so opgewonde maak, dat jy 'n marathon wil hardloop, al het jy nie geoefen nie. Ja, oké. Nou, vanmôre wil ek eers net 2 gedeeltes met u deel, net 2 stukke woord, om net vir u gou te sê, wat het God bedoel vir ons? En die eerste woord is in Jesaja 59 vers 21, wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here, my gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos, en uit die mond van die kroos van jou kroos, soos die Here van nou af tot in ewigheid nie. Ek ervaar dit in my familie. Ek ervaar, en ek glo my skoonpa ervaar dit in die tannie saam met ons, dat die Here vir ons, die kroos se kroos, begin geseëndes van die Allerhoogste word. Ek sien dit in my kleinkinders, ek sien hoe hulle begin beweeg, hoe hulle opgewonde is, hoe hulle die Here begin verheerlik, en ek spreek oor hulle revelation. Ek spreek openbaring oor my hele familie, en ek spreek openbaring vanmôre oor my kerkfamilie, dat die Here in u 'n revelation sal word. Nou gou, kom ons lees gou die volgende ene. Deuteronomium 29 vers 29. Die verborgde dinge. Nou, daar was 'n tyd, eintlik die hele Ou Testament was daar nou en dan verborgenhede wat geopenbaar is. Jy het dit seker gesien, dit sou geopenbaar geword het aan profete of so. Maar daar was baie verborgenhede in die Ou Testament. Wat beteken verborgenhede? Dit is nie bekend aan ons wat dit beteken nie. Dit is eintlik soos iets wat weggesteek is dit reg so?
Maar nou kom die woord en hy sê, verborgende dinge is vir die Here onse God. So die Here weet van alles wat verborgen is. Kan ek 'n ja en 'n amen kry daar? God weet alles. So God weet van elke geheimpie, elke dingetjie wat weggesteek is op hierdie aardbol. Selfs die goud, die paulkreernote rande wat hulle so soek. Nee, God weet van alles. Maar die geopenbaarde dinge, sê die geopenbaarde dinge, is vir ons en ons kinders tot in ewigheid. So wanneer jy begin revelation spreek, wanneer jy God se geopenbaarde woord kry, begin jy dit spreek in die volgende geslag in. En hulle begin dit vat en met dit lewe, en hulle begin geopenbaarde woord in die volgende geslag inspreek. En hulle begin dit vat, en hulle begin openbaring in die volgende geslag inspreek. Kan nie 'n amen daarop sê? Halleluja! Ons kan nie sit met logos woord, terwyl God deur sy Heilige Gees dit rema in jou gees wil word nie. Is jy by my vanmôre? Ek dink daar's baie meer kinders van die Here wat in oorwinning gaan beweeg, wanneer hulle weet daar's geopenbaarde geheimenisse van God, wat bekend gemaak is deur God, aan ons, prys sy naam. As God se kerk nie elke dag vars openbarings kry nie, sal wat jy spreek nie autoriteit dra nie. Ek kan nie 'n openbaring 10 jaar terug met u deel vanmôre nie. Ek het vanmôre openbarings wat ek die week gekry het, wat ek aan u moet deel vandag. Want dit is vars in die Here, halleluja. Dit maak dat jy kan opgewonde word. En as ek opgewonde word, dan hoop ek vat jy in opgewondenheid. Prys sy naam. Halleluja. Ons het openbarings in God se woord nodig om te begryp en te lewe wat reeds duisende jare terug vir ons in sy woord geskryf is. Die Heilige Gees openbarings is die wonderlike ervarings wat God dan vir ons gee. Openbarings is nie bygevoeg tot God se woord nie, en dit moet jy baie mooi verstaan vandag, nee. Openbarings is nie ek kry nou hierdie openbaring self en dis buite God se woord nie. Dis nie 'n openbaring nie. Dis nie waarvan ek praat nie. 'n Openbaring is God se lig skyn op dit wat hy reeds geskryf het. Verstaan nie dit wat ek vir u sê? Ek kan nie sê ek het nou 'n openbaring gekry, maar dis nie in die woord nie. Die woord gee jou openbarings waar God se lig op skyn. Loof sy wonderbare naam. Openbarings maak dat ons sy woord uitvoer. So die woord, wanneer hy logos bly hy 'n woord wat net tussen 2 groot bladsye is. Maar wanneer hy rema word, wanneer hy geopenbaar word in jou gees, begin hy woorde word wat jy uitlewe. Sê vir die een daar langs jou, dis groot waaroor hy praat vanmôre. By wedergeboorte het ons 'n hart gekry wat verstaan tussen reg en verkeerd. Is dit so? Wie is wedergebore? Verstaan u tussen reg en verkeerd? OK, so by wedergeboorte kry ons dit om te verstaan tussen reg en verkeerd. Maar by die Heilige Gees doping, wie's gevul met die Heilige Gees? Halleluja, hier's 'n klomp wat gevul is met die Heilige Gees invulling, met die doping in die Heilige Gees, vermeerder die Heilige Gees ons verstaan van God se woord. Is u by my? Sê asseblief net u verstaan dit. Die Heilige Gees, wanneer jy gevul word met die Heilige Gees, laat jou help om die woord van die Here beter te verstaan en te begryp en toe te pas en te lewe. Is dit reg so? OK, Johannes 16 vers 13, kom ons lees gou daar. Maar wanneer hy gekom het, wie is hy? Die Heilige Gees. Jesus, Heilige Gees, God, dis 'n eenheid, maar hierdie is die Heilige Gees, nee. Die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So die Heilige Gees kom, hy vul ons met sy Gees, God, hy vul ons met sy Gees, sy asem, sy lewe, en hy laat die woord in ons, laat hy openbaring word, en daardie woord begin lewe na buite toe. OK, ek dink ek het nou genoeg gesê dat u dit kan verstaan, hè. So, kan ek vir u nou net iets sê vandag? As jy nie so gaan lewe nie, gaan jy altyd val en loop en val bestaan in die Here hê. As jy net die woord gaan lees en dit bly logos vir jou, gaan jy nooit hierdie oorwinning wat ek vanmôre met u oor praat, beleef en daarmee saamleef. As jy dit glo vanmôre, kan jy onder God se geopenbaarde wil inskuif en begin lewe.
Kom ons doen net gou iets. Vat jouself so 'n bietjie. Sê ek wil inskuif onder die geopenbaarde wil van God. Ervaar hom skyn hy af uit die hemel met so 'n lig bo oor jou. Ervaar hom. Sê ek ervaar sy openbaring en ek gaan dit lewe. Is dit nie wonderlik nie? Sien nie die gesig wat ek gesien het? Oh man, dankie Here. Loof die naam van Jesus. Okay, ons gaan nou begin sien hoe hierdie goed nou toegepas moet word. Okay. Daar's 'n wonderlike koorvers gewees, maar ek ken hom nou nie baie lekker nie. Maar hy sê die volgende, hy sê dit is in hom, deur hom en tot hom dat ons bestaan. Weet jy dit staan in die woord? Het jy dit al gelees? So, dit is in hom, deur hom en tot hom dat ek en u bestaan. Prys sy wonderbare naam. Nou, kom ons gaan na Spreuke 4 vers 20 tot 23 toe. My seun. Okay, julle dogtertjies moenie weggevoel. Dis maar hulle het maar daai tyd so geskryf. Is dit reg so? Voel Tannie ook? Tannie is deel van daai woord. Jy's definitief deel van daai woord. Okay, wonderlik. Prys hy. My seun en my dogter, ek sê vir julle vanmôre. Luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë. Bewaar hulle binne in jou hart. Okay. Want hulle is die lewe vir die wat dit vind. Hoor jy wat ek vanmôre oor praat? Openbaring is die lewe van die wat dit vind, loof sy naam. En 'n genesing vir hulle hele liggaam. Hoekom dink jy word ek nou genees? Want dit kan nie anders nie. God kan nie anders nie, wanneer ek hom begin lewe en wanneer ek in hom en deur hom en tot hom is, dan begin my liggaam sê, maar ek moet nou reageer op dit wat gebeur in sy lewe. Okay. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Sê, Here, ek wil my hart, sê saam met my, Here, ek wil my hart bewaar vir u. Want daarin is die oorspronge, dis die begin, die totstandkoming van lewe. Is jy opgewonde? Halleluja. Okay. Nou as jy opgewonde is, hoor gou wat sê 1 Petrus 4 vers 11. Ek het hom nie daar nie, Het ek hom? Okay. As iemand spreek, so as jy nou begin openbarings kry en jy begin te spreek, wat begin jy spreek? Laat dit wees soos woorde van God. So wanneer die openbarings in jou is dit woorde van God, dis nie woorde van jou nie. Jy spreek sy woord, halleluja. As iemand dien, so nou, kan ek vir julle ietsie doen? Kan ek vir jou vleisie braai? Kan ek vir jou vleisie? Ja. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, Sodat God in alles wat ek doen elke dag vir my lewe, of ek dit doen vir iemand anders, of ek dit doen vir my kinders, vir my vrou, vir my kinders, vir almal, dat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Dis 'n woord van die Here. Ons vat dit vanmôre. Okay, prys sy naam. Gaan ek aan. Okay. Nou gaan ons gou 'n bietjie toepassing doen. Is dit reg so? Toepassing. Hou julle van toepassing? Julle gaan nie van hierdie toepassing hou. Okay. So u verstaan, geopenbaarde woord. Ons spreek wat God sê, ons doen wat God sê, ons reageer soos God sê, begin ons nou doen. Maar nou kom ons kyk gou, hoekom is ons nie 'n oorwinnaarskerk ten volle nie? Ek sê nie almal van u is nie oorwinnaars nie. Ek glo hier is oorwinnaars in hierdie kerk. Maar hoor gou hierdie volgende goed. Wat moet ons nou doen? So ons moet die woord begin praat, Praat hierdie woord. Ek het nou al mense gehoor wat die volgende sê. Ek voel so siek vandag. Het jy dit gehoor? Het jy dit al gehoor? God wil my nie hoor nie. Het jy al gehoor mense sê? Pastoor, weet jy, ek bid en die Here hoor my nie. Het jy dit al gehoor? Nee, okay, julle heiliges. Ek is so, pastoor, weet jy, ek is verskriklik bang vir hierdie oorlog wat hier aan die gang is,
Ja. Okay, kom ons gaan. Ek bid maar dit help nie. Die Here ignoreer my. Die Here voel so ver van my af. Het jy dit al gesê? Laat ek vir ietsie sê, as jy geopenbaarde woord begin kry, en geopenbaarde woord begin spreek, en openbaarde woord begin lewe, nee, gaan jy nie dit so ervaar nie. Maar dit moet elke dag vars wees. Sê dit moet vars wees. Weet jy wat, broer en suster? Alles wat ek vanmôre vir u sê, as jy nie vars kan bysit nie, dan gaan dit nie werk nie. Het u al brood geëet so 2 weke nadat dit vars was? Wanneer dit so blou goede begin opkry. Dis wat die kerk doen, broer en suster. Ons dien die Here, ons prys die Here, maar ons wil eenmal in 'n maand, wil ons kom brood eet by hom, en dan sien ons, maar dit is nie so lekker nie. Want dit is nie lekker om daai brood te eet wat so is nie. Maar kry 'n bietjie 'n warm broodjie uit die oondtyd, want dit sal jy net by God alleen kan kry, want sy kamers waar hy daardie brode bak, is kosbare kamers, waar die heerlikheid van die Here skyn oor jou, en die brood en die botter smelt so binne in dit. Here, laat ons mense ophou, ou gemifte brood eet, in die naam van Jesus. Halleluja, kom ons spreek gou lekker. Kom ons spreek gou bietjie lekker. Hoor gou hierdie volgende woord. Die woord van die Here sê, en geen inwoner sal sê, ek is siek nie. Aan mense wat daarin woon, die skuld is vergewe. Deur sy wonde is daar vir my genesing gekom. Het daar vir my genesing gekom. God sal nie die goeie onthou van die wat in opregtheid wandel nie. Hoor jy gou? Hoor jy die verskil? Ek het geroep en die Here het gehoor. Die oë van die Here is op die regverdige. Die Here hoor en red hulle uit al hulle benoudhede. Ek glo in die Here Jesus Christus en daarom is ek gered, ek en my hele gesin. Prys sy naam. Wat het hier gebeur nou? Ek het net vir u 'n ander woorde gesê wat dood is. Het jy dit gehoor? Nou spreek ek woorde wat lewe is hier vir u en dis wat God wil hê moet in jou gees gebeur. Jy moet woorde van lewe begin spreek. Die grootste stryk van die duiwel is dat Christene rondloop met negatiewe gedagtes. Hoor nou baie mooi wat ek vir u sê. Die grootste stryk van die duiwel wil hê jy moet rondloop met negatiewe gedagtes en dan dit nog begin spreek. OK. Markus 11 vers 23 en 24, jy het nie dit nie, nee. Sê die woord van die Here, jy sal verkry net wat jy sê. Jy kan dit gaan lees, hoor. Ek gee dit net vir jy. Jy kan verkry net wat jy sê. Alles wat julle in gebed vra, julle sal dit ontvang as julle, laat ek net gou hier mooi lees. Ek het nou weer so lelik geskryf hier. Alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Daar's 'n Engelse uitdrukking wat sê talk is cheap. Het jy dit al gehoor? Maar ek wil gou vir julle en ek verstaan uit watter sin hulle dit sê, want jy kan nie sommer net goed gaan sê wanneer jy nie bereid is om te doen nie. En jy kan nie goed sommer net sê as jy nie die autoriteit en die krag het om dit te kan doen nie. So dis hoekom hulle sê talk is cheap. Ek kan nie sê, hoor hierso ek nou gou vir julle sê nê, as ek gister nê in die blou bulle span was, dan het hulle gewen nie. Talk is cheap. Want ek sou nie 'n verskil gemaak het. Verstaan nie wat ek sê? So, jy moet, wanneer jy praat, moet dit lewe kan gee en die krag en autoriteit moet dit kan hê, nee. So u verstaan wat beteken talk is cheap, nee. Nou woorde kos ons eintlik baie. Sê bietjie daar vir die een langs jou, woorde is baie duur. Jou woorde moet met sout besprinkel word, sê Kolossense 4 vers 6 vir ons. Dit moet opbouend wees. Dit moet deurslag gee, want niks is by God onmoontlik nie. Sodat jy kan weet hoe jy iedereen moet antwoord. So
talk is baie duur. Dit wat jy sê, kan mense se lewens verander na die goeie en die slegte. So jy moet dit ook weet vandag. Die woorde wat jy spreek kan mense na die goeie en die slegte, kan dit mense vat. En jy bepaal self wat God vir jou kan doen. Hoor nou dit baie mooi vir my. Wanneer jy, glo jy God kan enigiets doen? Goed. Hoekom word dan nie in al ons mense se lewens goed gedoen deur God nie? Want ek spreek dit nie. Ek spreek die lewe nie. Ek spreek, ek ou arme wurmpie Jakob. Ek weet nie wie pastoor, man, dit gaan nou nie, ek gaan nie dit maak in hierdie lewe nie. Nou, kan God dit seën? Nee, hy seën dit nie, die duiwel trap jou daarmee. Die duiwel vang vis met jou, want jy's 'n wurmpie. OK, so ons bepaal self wat die Here vir ons moet doen. Ons belydenis is baie keer die teenoorgestelde van God se woord. Ek sê vir julle eintlik so baie goed, ek is bly daar's een suster wat neerskryf daar. Ons belydenis is baie keer die teenoorgestelde van God se woord. Ek dink die Here sê, luister gou mooi wat ek dink die Here sê. Ek het vir my kinders gesê dat hulle kan verkry net wat hulle sê. Is dit so? Het die Here gesê, ons kan verkry net wat ons sê? Hy sê dit in Markus. Julle kan verkry net wat julle sê. Maar nou hoor wat gebeur nou hierso, wat dink ek sê gebeur hier. So die Here sê, ek het vir my kinders gesê dat hulle kan verkry net wat hulle sê, maar hulle sê net wat hulle verkry. Het ek julle nou gebou of wat? Ek het vir my kinders gesê, hulle kan verkry net wat hulle sê, maar hulle kry net wat hulle sê. OK. Ek weet nie of ek julle wakkerder gaan kry as dit nie. Alright. Goed, kom ons gaan gou aan. Kan ek maar nog bietjie preek? Ons woorde stry baie keer teen die woord van God, teen sy wonderlike beloftes. In Matteus 12 vers 37 sê, jy is geregverdig of veroordeel deur die woorde wat uit jou mond uitkom. Pastoor, hoe kan dit moontlik wees? Hoe kan ek geregverdig en veroordeel word deur die woorde wat uit my mond uitkom? Want ek kan sê, Here, regverdig my, was my deur u kosbare bloed, maak my vry, Here, maak my u kind, ek wil in oorwinning lewe, Here, wat gaan ek kry? Ek gaan daai goed kry nie. Iemand anders kan sê, weet jy nie, ek glo nie in God nie, en ek gaan nie in hom vertrou om my te verander nie. Wat gaan hy kry? Hy gaan kry wat hy gesê het. OK, kom ons gaan gou 'n bietjie aan. By your words you will be justified or condemned. Ek wil vir jy sê vandag, jy kan lewe spreek, en wanneer jy lewe spreek, is dit Jesus Christus wat jy spreek. As jy dood spreek, is dit die Satan wat jy spreek. As jy kan leer om God se woord lewe te spreek, kan jy vrykom van enige gebondenheid. Hoor nou, het jy gehoor wat ek sê? Wanneer jy die woord van Jesus Christus begin spreek, kan jy vrykom van enige gebondenheid. Jesus self sê, jy sal verkry net wat jy sê. Sê is 'n onvoltooide werkwoord. Wat is sê? So, as die Here sê, jy kan kry net wat jy sê. Wat gebeur? Hy hou aan en aan en aan. Elke keer wanneer jy sê, dan gebeur dit wat jy sê. So, dis 'n onvoltooide werkwoord wat daar gebeur. OK. Efesiërs 4 vers 27 is 'n bevel van God. Hy sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Sê 'n bietjie saam met my. Gee aan die duiwel geen plek nie. Prys sy wonderbare naam. Wanneer jy aan die duiwel plek gee, is jy nie in harmonie met God nie, is jy in disharmonie met God. OK. Kom ons gaan gou 'n bietjie aan. God gee oorwinning, nie nederlaag nie. In 2 Korintiërs 2 vers 14 het jy hom daar. OK, gooi hom gou vir ons daar. Maar God sy dank,
wat ons so nou en dan altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ander mense versprei. Wie het al geloop en dan sê mense, hulle wil net met jou praat, hulle wil net by jou wees. My skoonpa en die tannie, hulle is in die Parel in die Hoompie, nee. Hulle sien 'n vrou met 'n seentjie wat verlam is. En hulle hou hom dop soos wat die vrou loop met die seentjie. En hulle kom in die Hoompie en my skoonpa sê vir tannie Lenet, ek wil graag vir hulle rekening betaal. En hulle roep die kelner. Hulle sê vir die kelner, wanneer hulle rekening kom, sê net dis betaal. Nie vir hulle sê wie dit is of wat nie. En hulle sien 'n konsternasie daar aangaan. En die mense, die kelner is daar by die ander mense besig. En hulle kom terug na my skoonpa toe en sê vir my skoonpa, ons is baie jammer, maar ons kon nie dat jy betaal vir daai mense, want daai mense het voor jy nog gesê, het hulle vir ons gesê, hulle wil vir jou betaal. Daar's 'n reuk, daar's 'n geur van God, wat jy afskuif, waar jy loop. Daar's iets wat hier binne in jou gebeur. Daar's iets wat in ander mense gebeur wanneer jy God se lewe begin lewe. Wanneer jy begin om God se pad te loop. Halleluja. Wat jy jou voetstappe sal sê, ek gaan waar die Here wil hê ek moet gaan en ek doen wat die Here wil hê ek moet doen en ek sê wat die Here wil hê ek moet sê. Halleluja. Kerk van die Here. Kom ons word wakker vanmôre. Ek het nog baie om te preek, maar ek gaan nie nog preek nie. Ek is nou klaar. Ek is nou klaar. Sê hy is klaar. Hier, ons het altyd gesê, pastore weet nie hoe om te land nie. Maar ek weet om 'n noodlanding te maak. Ek wil hê julle moet iets gou luister. En ek wil hê julle moet stil raak voor die Here. En vir die Here sê vanmôre, ek wil wees wat u woord sê ek moet wees. Ek wil sê wat u woord sê ek moet sê. Ek wil die geopenbaarde woord, ek sê reg, lyk dit of hy gaan werk. Ek wil dit wat God geopenbaar het in sy woord, wil ek vir my 'n revelation laat word. En ek wil dit lewe. And I want him to heal me, nie net my vlees nie, na siel, gees en liggaam, wil ek hê God moet my heal vanmôre. Hierdie is vir my so wonderlik. Hoor hierso, en asseblief nou, ek het nou nie 'n Jood geword nie. Die Jode het wonderlike musiek. En wanneer hulle Hebreëus praat, dan praat ek my taal. So, as hulle nou daai Hebreëus sing, nee, dit gaan nie net Hebreëus wees nie, hulle sing eers in Engels. En as hulle Hebreëus sing, dan sing jy sommer in jou taal saam. Is dit reg so? OK. Is jy hier? Is jy opgewonde? Kom ons luister. Halleluja. Come just as I am, with a heart that's tired, weak in my hands. I've carried wounds I cannot see, only you know what's inside of me. I lay my fears before your feet. Every tear, every silent plea. I don't have strength on my own today, so I call on your name and I choose to stay. Yeshua, heal me, touch my soul, touch my body.
Your power is enough for me. When my heart and flesh feel weak, you are the refuge that I see. You see the nights I couldn't sleep, the silent wars, the tears I keep. I trust your hands, I trust your way. Even here, I choose to pray. Yeshua, Efotika, Nafshika, Bekufi, Hashlemoti, Dabrchayim, Bimkom Kev, Nesham, Bishuv, Chadesh, Bekirbi. Yeshua, Ti ani mamin kohacha daily. Your word is truth, your promise is sure. By your stripes I am healed. Yeshua refaotika benafshika bekufi hashlemuti. Speak life where pain has been. Breathe again, renew within. Yeshua, heal me, I believe your power is enough for me. He was pierced for our transgressions, he was crushed for our crookedness. The chastisement for peace was upon him, and by his stripes we are healed. Yeshua, heal me, touch my soul, touch my body, make me whole. Speak life where pain has been. Breathe again, renew within. Yeshua, heal me, I believe. Yeshua, heal me, here I stand, fully surrendered in your hands. You begin, you will complete. I trust your work inside of me. Yeshua, heal me, I am yours. I rest in you forevermore. You are my healer, my restorer, my hope. I receive your healing now, in body, soul, and in spirit.